Ons begin vanoggend die verhaal van klein Sami. Ons lees 1 Samuel 1 vers 19 tot 28. 9 lang maar opgewonde maande het verbygegaan nadat Hanna besef het dat sy swanger was. Almal in Rama het geweet dat die onmoontlike besig was om met haar te gebeur. En natuurlik het Hanna gestraal. Toe die groot dag uiteindelik aanbreek, was al wat 'n vrou is in die dorp daar om Hanna se huis saamgekoek. En toe die eerste skree van die baba uit die kamer weer klink, hoor almal saam daarmee Hanna se stem. Sy naam is Samuel. Ek het die Here gevra vir hom. Van die oomblik toe sy swanger geword het, het sy geweet dat dit 'n seentjie sou wees. Die Here het dit mos vir haar beloof. So word dit weer tyd vir die jaarlikse feesgeleentheid in Silo. Soos Elkana se gewoonte was, het hy gereed gemaak om sy gesin daarheen te neem om te gaan aanbid. Ek gaan nie verjaar saam nie. Maar Hanna, jy het nog nooit weggebly nie. Ja, maar verjaar bly ek by die huis. En die volgende 2 jaar ook. Klein Samuel moet eers gespeen word, dan sal ek weer saamgaan. Nou begin ons al wonder of Hanna ooit haar gelofte aan die Here sal nakom. Is sy nie dalk besig om haar uit te wurm uit hierdie ding nie? Die spanning in die verhaal loop hoog. Dit was daardie jare gewoonte dat 'n vrou haar kind geborsvoed het totdat hy 3 of selfs 4 jaar oud was. Ek dink Hanna het dit dalk so lank moontlik probeer uittrek, want sy het geweet wat op haar wag. Aan die een kant was sy opgewonde, want sy kon haar gelofte aan God gestand doen. Maar aan die ander kant het dit 'n groot ongemaklike knop op haar maag gesit, want dit sou beteken dat sy van haar enigste geliefde seentjie sou moes afstand doen. Uiteindelik was die klein Samuel gespeen. En toe begin Hanna planne beraam. En die arme Elkana moet dit net ewe gedwee spring. Ek het 'n bil nodig, Elkana. 'n Bil? Waarvoor nogal? 'n offer aan die Here natuurlik. Die arme Elkana durf nie stry nie. En ek het 'n kruik wyn nodig en 16 kilogram meel. Nou, wat wil jy nou daarmee maak, my vrou? Om saam te neem Silo toe. Dis vir die Here natuurlik. O. Die jaarlikse uittog na Silo was op hande. En in Hanna se huis was alles in rep en roer om duisende dinge gereed te kry, en die arme Elkana moet dit ontgeld. Hanna het 'n pragtige stuk materiaal in die hande gekry, en vir ure aan mekaar sit sy besig om dit te omskep in 'n fyn kunswerk. Uiteindelik is sy klaar. Elkana, wat dink jy? Sy hou die fyn geborduurde stukkie materiaal op vir hom om te sien. Nou, wat is dit? Kan jy dan nie sien nie? Dis natuurlik 'n manteltjie vir klein Samuel. O, en waarvoor nogal? 'n Kind dra mos nie sulke grand goeders nie. Dis net priesters wat sulke mantels dra. En Hanna is skoon omgekrap dat Elkana nie kan insien nie. Onthou, ek het beloof om hom vir die Here te gee, en die tyd het nou aangebreek. Maar Hanna, hy is dan nog skaars 4, wil Elkana nog protesteer. Maar Hanna
het klaar besluit. Sy vat die seentjie saam na Silo en basta met die res. Dit was 'n groot en moeilike trek daardie jaar na Silo. Elkana het hom so ver moontlik uit die voete probeer hou op pad, want met Hanna kon hy nie huishou nie. Haar emosies was so deurmekaar, soos 'n trapsiekies op 'n smartieboksie. Die een oomblik was sy nog in trane en die volgende oomblik het sy oor hardloop en huppel van pure uitgelatenheid. Die taak wat vir haar voorgelê het, was beide verskriklik swaar en hartseer. Sy sou haar enigste seentjie daar agterlaat. Terselfdertyd was dit ook 'n vreugdevolle dag, want sy kon haar gelofte aan die Here gestand doen. Die 3 jaar oue bil is opgepas soos goud op die pad. Hy moes nie 'n hoef skraap teen 'n klip nie. Toe hulle in Silo aankom, kry Elkana die taak om die dier te slag vir die offer aan God. Vir die eerste keer sedert daai droewige dag, sien Hanna weer die stokou grys Eli. Met klein Samuel in die hand, natuurlik met sy manteltjie aan, stap sy na Eli toe. Asseblief my Heer, so seker as wat u leef, my Heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het, om tot die Here te bid. Vir hierdie seun het ek gebid, en die Here het my versoek, dit wat ek van hom gevra het, toegestaan. Op my beurt staan ek hom nou aan die Here af. Solank as wat hy leef, is hy geleen aan die Here. Eli kan sy oë nie glo nie, en die vrymanteltjie. Maar meneer, dis omdat hy van nou af hier by u kom werk in diens van die Here. Eli wil nog protesteer, want wat doen hy nou met 'n 4-jarige seentjie? Maar Hanna het klaar besluit, en die moedelose ou Eli moet dit nou maar net eenmaal aanvaar. Met 'n vasberade vrou stry jy nie. En so begin die kleine Samuel op 4-jarige ouderdom sy lang en vrugbare lewe in diens van die Here. Kom ons bid. Here, dankie vir die kleine Samuel wat sy lewe aan u gewy het, en dankie vir die voorbeeld van Hanna om te doen wat sy u beloof het. Amen.